Baie Christene dink dat God en Satan in 'n magstryd gewikkel is. Dis nie waar nie. Die Satan kan niks doen wat die Here hom nie toelaat om te doen nie. Ons lees in Job 1 vers 6 tot 12 en op 'n dag toe kom die seuns van God om hulle voor die Here te stel en het Satan ook gekom. Toe vra die Here vir Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deur kruis het. En die Here vra die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar's niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskut nie? Die werk van sy hande het hy geseën en sy vee het sterk verneder aan die land. Maar strek net u hand uit en tas aan wat hy het, waarlik hy sal u in die aangesig seën, en hy meen vloek daar. Daarop sê die Here vir die Satan, kyk, alles wat hy het is in jou hand, en net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. Die Satan het Job se beeste, sy donkies, sy kamele laat roof en sy kleinvee met die weerlig doodgeslaan. Daarna het hy Job se kinders doodgemaak. Nogtans het Job hom nie teen God gesondig nie, en hy het steeds aan die Here die eer gebring. En daarna lees ons in Job 2 vers 3, en die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend, wat afwyk van die kwaad, en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehuts het en hom vernietig het sonder oorsaak. Toe die Satan die Here geantwoord en gesê, huid vir huid, en alles wat 'n man het, sal hy gee vir sy lewe. Maar strek net die hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan, waarlik, hy sal jy in die aangesig seën. En die Here sê vir die Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. Satan het weggegaan van die aangesig van die Here, en hy het Job met bose swere getref, van sy voetsool tot sy skedel, en hy het hom met 'n potskerf geneem en hom daarmee gekrap, terwyl hy in die as sit. En ons weet van Job se verdrukking, en dat hy tot die einde toe volhard en getrou aan God gebly het, en dat sy einde meer geseënd was as sy begin. Die Satan kan niks doen wat God hom nie toelaat. Ons lees, Jesus sê vir Simon Petrus in Lukas 22 vers 31, hy het gesê, Simon, Simon, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. En as jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Die Satan kon niks doen nie, en Jesus het gebid, dat Petrus versterk word. Ons lees ook in Johannes 19 vers 10, en Pilatus sê vir hom, vir Jesus, praat jy nie met my nie, weet jy nie dat ek mag het om jy te kruisig en mag het om jy los te laat nie? Jesus antwoord hom, jy sou geen mag teen my hê as dit nie van bo gegee was nie. Pilatus het slegs die mag oor Jesus gehad wat die Vader hom gegee het. Jesus het deur sy kruisdood en opstanding in die dood alle mag en alle autoriteit van die Vader ontvang oor hel en dood. Ons lees in Kolossense 2 vers 15, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaring toongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. God het aan hom alle mag gegee. Jesus sê Matteus 28 vers 18, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Daar is geen magstryd nie. Jesus is in beheer. Elkeen wat Jesus glo en hom volg en hulle aan sy autoriteit onderwerp, kom onder sy heerskappy, en die Satan het geen mag oor hulle nie. Ons lees in Kolossense 1 vers 13, sê, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Eerdeens, as ons aan Jesus onderwerp, aan sy koningskap, dan kom ons onder sy beskerming. En die wat hulle nie aan Jesus onderwerp nie, is nie onder sy beskerming nie. Daar is 'n voorwaarde daaraan om nie vertroue te hê.
dat ons met 'n geruste hart ons op die Here se beskerming kan verlaat, hom kan vertrou. Ons lees in Hebreërs 10 vers 35, hy sê, werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. As ons nie Jesus gehoorsaam nie, dan sal ons nie vrymoedigheid hê om by hom skuiling te soek. As daar sonde in ons lewens is, dan sal daar twyfel wees. Ons sal nie vrymoedigheid hê om Jesus se hulp te vra nie, en op hom te vertrou nie. Ons lees in Jakobus 4 vers 11, hy sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Nou hier is die voorwaarde, hy sê, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars, en suiwer die harte julle dubbelhartig is. Weeklag, treur en ween, laat julle gelag en treurigheid verander word in julle blydskap en bedruktheid. Verneder julle voor die Here, dan sal hy julle verhoog. Satan het geen mag oor die wat by Jesus skuil nie. Die geheim is om ons aan Jesus te onderwerp, om hom te gehoorsaam te wees. En dan het die duiwel geen mag oor ons nie. Ons lees in Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En almal wat in Jesus glo, is geroep deur hom, geroep tot sy heerlikheid, en ons is onder sy beskerming as ons hom gehoorsaam is. Wat ook al gebeur, weet ons dat alles in die hand van die Here is, want hy sal nie toelaat selfs dat ons bokant ons kragte versoek word. Alles is binne sy mag. Hy is in beheer. Ons moet net ons oë op hom hou, en hy sal alles vir sy heerlikheid uitwerk. God gebruik al Satan se planne vir sy glorie. Wanneer ons aan die gesag van Jesus onderwerp, dan het die Satan geen mag oor ons nie. As ons die Here vrees, dan het ons niks anders om voor bang te wees nie.